Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons is nog steeds in Lukas. Ons lees vanoggend Lukas 17 vanaf vers 20 uit die 2020 vertaling. Toe Jesus op 'n keer deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God gaan kom, het hy hulle geantwoord: Die koninkryk van God kom nie met duidelik waarneembare tekens nie. Mense sal nie sê, kyk hier is dit of daar is dit nie. Want kyk, die koninkryk van God is in julle midde. Hy het aan sy disippels gesê: Daar kom 'n tyd wanneer julle sal begeer om maar een van die dae van die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie. Dan sal mense vir julle sê, kyk daar, of kyk hier, maar moenie gaan nie. Moenie agter hulle aanloop nie. Want soos 'n weerligstraal die hemel van die een kant af tot aan die ander kant verlig, so sal die seun van die mens op sy dag verskyn. Maar eers moet hy baie lyding verduur en deur hierdie geslag verwerp word. Net soos in die dae van Noag gebeur het, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet, gedrink, in die huwelik getree en die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het en die vloed gekom het en almal vernietig het. Net so het dit ook in die dae van Lot gegaan. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant en gebou, maar op die dag dat Lot uit Sodom weggetrek het, het daar vuur en swaal uit die hemel gereën en almal vernietig. Dit sal net so wees op die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Wie op daardie dag op die dakstoep sal wees, met sy besittings nog in die huis, moenie onder toe gaan en dit gaan haal nie. Net so ook moet die een op die landerye nie terugdraai na wat agter is nie. Onthou Lot se vrou. Wie probeer om sy lewe te beveilig, sal dit verloor. Maar wie dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, daardie dag sal 2 mense op een bed wees. Die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. 2 vroue sal besig wees om by dieselfde meel te maal. Die een sal saamgaan en die ander agtergelaat word. Hulle vra toe vir hom: Waar, Here? Hy antwoord hulle: Waar die karkas lê, daar sal die aasvoëls ook versamel. Hy het vir hulle 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Hy het gesê: Daar was 'n sekere regter in 'n bepaalde stad wat nie ontzag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gesteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad wat hom bly opsoek het met die versoek: Laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent. 'n Tyd lank wou hy nie. Maar naderhand het hy by homself gedink: Al het ek geen ontzag vir God en steur my aan geen mens nie, sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied. Anders gaan sy my tot aan die einde bly tuister. Toe sê die Here: Luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op die aarde vind? Goeiemôre Ligpunt, dit is goed om saam met julle te wees, weer eens hier vanoggend, soos Lof gesê, dit is daarom lekker, soos wat die seisoene besig is om te draai, het is lekker om al die kortbroeke te sien in ons midde. As jy vandag die eerste keer hier is, wil ek ook vir jou by die besonders welkom sê by ons, soos genoem is ons besig met hierdie reeks eintlik in Lukas hoofstuk 9 tot 19, in hierdie gedeelte soos wat Jesus besig is om na Jerusalem toe te stap deur Samaria. Ons reeks is getiteld Volgelinge van Jesus, soos wat ons probeer saam dink, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Maar daai woord is baie keer so 'n bietjie de mekaar vir ons, so ons probeer saam dink, wat is daardie kenmerke van disippels van Jesus of volgelinge van Jesus? En so dit is wat ons mee besig is, en
Ons is so by die tweede laaste van die gelykenisse in Lukas 9 tot 19, wat ons nog gaan kyk. Ek gaan in 'n oomblik van ons bid. Ek wil net gou wel vinnig, want dit hou wel verband met volgens se teksgedeelte en preek, wil ek ons almal net uitnooi na die 13de September toe. Volgende Woensdag aand het ons hier 13 September 'n gebedssamekoms. Vandag se gedeelte gaan oor gebed, en so ek noem dit aan die begin sodat ons 'n bietjie daardeur kan dink, en ook ons sal aan die einde van vandag ook weer 'n aankondiging oor dit doen. Maar ons het die 13de September volgende Woensdag aand 'n gebedssamekoms, maar dit gaan anders te wees as ons gewone gebedssamekomste. Want wat ons gaan probeer doen is ons gaan beide saam bid, maar ons gaan ook saam sing. En daai twee, selfs in die psalms, gaan so hand aan hand. Gebede is gesang baie keer en gesang is gebed. En wat ons gaan doen volgende week is ons gaan hier by mekaar kom. Ons stop al ons ligpunt gesinne volgende week sodat ons almal kan saamkom en 'n tyd van aanbidding kan saam hê. Ons beide in gesang gaan saam die Here aanbid en dan ook saam bid, soos wat ons uitroep na hom toe in ons eie lewens, in ons kerk se lewens en vir ons land. Kan ek jou aanspoor, kom, dit gaan goed wees, bring jou kinders saam, dit gaan 'n besonderse tyd saam wees. Kom ek bid vir ons vriende en dan spring ons in hierdie gedeelte waar Jesus ons juis wil aanspoor ook tot gebed. Kom ons sluit die oë saam, kom raak voor stil saam met my. Here Jesus, U roep ons, U mense, ons wat sê dat ons U volgelinge is, U spoor ons aan om te bid en om nooit op te hou nie. Here, maar as ons hier moet wees, as ons moet eerlik wees, sukkel ons op die beste van tye met gebed. Here, en vir daardie rede kom ons na U toe ook nou en ons vra, sal U die een wees voordat ons in gebed met U praat? Sal U die een wees wat eerste met ons praat en praat met ons op so 'n manier ook vanoggend, Here, dat dit ons sal aanvuur, ons sal aanspoor om 'n biddende mense te wees. Here, U sê dit is een van die klinkklare bewyse, kenmerke van U kinders, is dat hulle is 'n biddende mense. En Here, as ons moet eerlik wees, sukkel ons sukkel om met U te praat, en so Here, ons bid en vra dat U ons in ons sukkel om met U te praat sal help, deur met ons hart en duidelik vanoggend te praat. En so wees met ons nou, deur die Gees kom en werk in die woord, kom wys vir ons die seën, sodat ons in die krag van die Gees hom daadwerklik sal volg. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek is seker julle sal met my saamstem, dat seker een van die mooiste, populêre liedere wat al ooit gepen was daar buite, was Simon en Garfunkel se bekende lied Sound of Silence. Dis party van die ouens wat dink wie Simon en Garfunkel. Maar dan ken jy dalk 10 die heavy metal version van Sound of Silence, wat so 'n paar jaar gelede uitgekom het. Daai lied, vriende, begin natuurlik met treffende, bekende woorde. Eerste liede, ek gaan dit nie sing nie, maar daai eerste woorde van Sound of Silence begin met die woorde, Hello darkness, my old friend. En ek wonder of jy bewus is daarvan, maar daai woorde kom eintlik uit die Bybel uit. Het jy dit geweet? Daai eerste lyntjie van die lied, Sound of Silence, Hello darkness, my old friend, kom uit Psalm 88 uit. Dit is die laaste lyn in Psalm 88. Psalm 88 is een van daai psalms wat jy baie min gehoor gepreek gaan word in 'n kerk, want dit is seker een van die donkerste psalms wat ons het in die hele Psalter. Die psalmskrywer, hierdie gelowige, beskryf reg deur die psalm sy pyn, sy lyding, sy swaar kry. Hy sê nie vir ons presies wat dit is nie, maar hy beskryf dit as volg. Hierdie is alles die beskrywing van die gelowige se swaar kry. Hy verwys na hoe sy siel gevul is met teëspoed. Hy beskryf in die psalm hoe sy lewe raak aan die doderyk. Hy sonder krag. Hierdie gelowige beskryf hoe hy word vervreem van sy vriende, hy word vervolg deur sy vyande, en dan reg deur die psalm is die psalm 'n gebed. En reg deur hierdie psalm is hierdie gelowige wat so swaar kry, is besig om uit te roep na God. Kyk saam met my oor en oor in die psalm hoe hierdie gelowige in gebed uitroep tot God. Vers 1 en 2, dis hoe dit begin. O Lord, God of my salvation,
I cry out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Kyk na vers 9. Every day, nie nou en dan nie. Every day I call upon you, O Lord. I spread out my hands to you. Kyk na vers 13. But I, O Lord, I cry to you. In the morning my prayer comes before you. Met ander woorde, hier het jy die gelowige trek swaar, die gelowige doen die regte ding, die gelowige roep uit oor en oor en oor, keer op keer, nie net praat nice nie, roep uit, huil by die Here, Here red my, Here help my. Hoe reageer God in die Psalm? Wel in die woorde van Simon en Garfunkel, al wat die psalmskrywer terughoor is the sound of silence. Kyk saam met my vers 14. O Lord, why do you cast my soul away? Why do you hide your face from me? En weet julle wat, vriende? Dit is hoe die Psalm eindig. Dis hoe dit eindig. Daar's geen happy ending in die Psalm nie. En vriende, hierdie is nie net in hierdie Psalm een van die dinge wat ons sien van een van die maniere wat hierdie Psalm uitdraai nie. Ek wens ons het die tyd gehad, ek het dit afhanklik ingehad, ek het dit uitgehaal, maar reg deur die Psalm sien ons oor en oor hoe God se mense 1 seer het, hulle is in moeilike omstandighede, 2, hulle roep uit tot God, hulle sê God red, God help, en oor en oor en oor en oor in die Psalms word die gelowiges gekonfronteer dan met die uitmergelende stilte van God. Dit is amper partykeer vir gelowiges swaarder as die swaar kry wat hulle beleef, is dat in hulle swaar kry, roep hulle uit tot God en die stilte. God antwoord hulle nie. God doen niks klaarblyklik, oënskoulik aan hulle pyn en hulle leed nie. En ek wonder vriendin, soos jy vandag hierso sit, of jy iets weet waarvan ek nou net hier beskryf. Ek wonder of soos jy kyk na die psalmskrywers of die gelowiges in die psalms se geloofslewens, of jy iets daarvan eerstehands in jou eie lewe ken. Vriendin, was jy al op daardie donker plek gewees waar jy deur bittere, moeilike omstandighede gaan? Dit voel vir jou asof jy verdrink. Dis die taal van Psalm 88. Die psalmskrywer sê dit voel vir hom asof hy verdrink. En ek wonder of dit jy is. Of jy kyk na jou omstandighede, dit voel vir jou asof jy verdrink. Daar's baie mense om jou, maar jy voel die heeltyd alleen. Dit voel vir jou asof niemand verstaan nie. Dit voel vir jou asof jy totaal en al alleen is. Jy's leeg, jy's bang, jy roep uit na God toe. En jy roep na God toe uit met totale opregtheid. Jy roep uit na God toe in totale desperaatheid. Jy doen dit oor en oor en oor, en al wat jy kry is the sound of silence. Ek weet nie van jou nie, ek dink dit is 'n aaklige plek om in te wees. Dis 'n aaklige plek as jy in daai plek is. In jou seer, jy kom na God toe, jy roep uit, en dit voel vir jou asof God niks doen nie, asof hy nie daar is nie. Dis aaklig, maar meer is dit, vriende, dis gevaarlik, want in daai plek begin ons mismoedig raak. En soos wat ek en jy begin mismoedig raak, is ons mismoedigheid soos 'n kanker wat aan jou en my geloof wegvreet. En so die vraag vir jou en vir my vanoggend is, wanneer ek en jy in daardie donker plek kom, en dalk is jy daar vandag, wanneer ek en jy in hierdie donker plek kom, wat het ons nodig om te onthou, sodat ons in hierdie geloofstryd staande sal bly? En die antwoord is, Lukas 18 vers 1 tot 8, spesifiek die gelykenis van die weduwee en die regter. So kyk saam met my, tel asseblief julle blaadjies by die rand daar, kyk saam met my na 18 vers 1. Ek het dit reeds in die begin genoem hierso, maar sien saam met my in vers 1 dat Lukas, die evangelis wat hierdie boek geskryf het, hy vertel vir ons dat hierdie gelykenis wat ons nou na gaan kyk, juis volg in die lig van 'n opdrag wat Jesus aan sy volgelinge gee. Die opdrag is in vers 1. Jesus sê vir ons sy disippels, moenie mismoedig raak nie, maar eerder hou aan met gebed, volhard in gebed. Ons stel dit nie in die Afrikaans op in die 2020 vertaling nie, maar as ons die 53 vertaling hier gehad het, of die Engelse vertaling, sou jy gesien het,
dat eintlik is daar 'n baie belangrike woordjie, die heel eerste woordjie in Lukas 18 is eintlik die woordjie en. So daar's 'n en in die begin van vers 18, wat beteken dat dit wat Jesus hier sê, wanneer Jesus hierdie opdrag vir jou en vir my gee om aan te hou met gebed, en wanneer Jesus vir ons hierdie gelykenis gee, kom in die lig van dit wat Jesus gesê het, in Lukas 17 vanaf vers 20 af. En so, wat ek wil hê ons moet doen, is om net vir 'n oomblik saam kyk na Lukas 17 vers 20, al die pad tot net voor die gelykenis, sodat ons duidelik kan verstaan hoekom Jesus vir jou en vir my sê, hou aan met bid. En hoekom Jesus vir jou en vir my sê, hoekom hy vir ons hierdie gelykenis gee. Okay, so kyk saam met my, dat ons net ons beerings kry van wat hier aan die gang is in hierdie hele gedeelte. Kyk saam met my na Lukas 17. Ons sien dat daar was hierdie fariseërs, ons weet nie presies waar Jesus was nie, maar daar's hierdie fariseërs in Jesus se midde, ons weet ook sy disippels is daar saam met hom. Die fariseërs, Lukas 17 vers 20, kom na Jesus toe, en hulle vra vir Jesus 'n vraag, 10 en weer om hom uit te vang. Hulle vra vir Jesus, wanneer gaan die koninkryk van God kom? So Jesus antwoord die fariseërs amper deur vir hulle te sê, hoor julle vra die verkeerde vraag. Die vraag is nie 'n wanneer vraag nie. Die vraag is eintlik 'n waar vraag. Dis eintlik waar. Kyk vers 21, want kyk, sê Jesus, die koninkryk van God is reeds in julle midde. Nie vra wanneer dit kom nie, dit is reeds hierso. Met ander woorde sê Jesus, ek is die koning van die koninkryk, en omdat ek nou hier in julle midde is, het hierdie koninkryk van God het nou reeds in die wêreld hier ingebreek. Maar dan in vers 22 draai Jesus dan na sy disippels toe. Want aan die een kant is hulle nou reeds deel van 'n mense wat reeds nou in hierdie koninkryk is, wat reeds in hierdie wêreld ingebreek het. Maar Jesus wil vir sy disippels duidelik maak dat hulle die aard, ek wil amper sê die tydsberekening van die koninkryk goed sal verstaan. So Jesus wil aan hulle verduidelik dat die koninkryk van God het nou ingebreek, maar in 'n ander sin van die woord, het die koninkryk van God nog nie ten volle gerealiseer nie. Kyk gou vinnig saam met my op die skerm. Dit is net 'n klein prentjie om dit te probeer visueel voor te stel. Wat Jesus vir sy disippels sê, wat Jesus vir jou en vir my sê, is dat dit is hoe die koninkryk van God werk. Daai onderste sirkel is soos die koninkryk van hierdie wêreld. Dit is die wêreld waarin ek en jy onsself nou bevind, maar met die koms van Jesus, en spesifiek deur sy dood en sy opstanding, het die koninkryk van God in hierdie wêreld nou reeds ingebreek. Daar's soos hierdie oorgang, hierdie overlap tussen hierdie koninkryk en daardie koninkryk. Ons bevind onsself nou as 'n mense, as gelowiges, let wel, in die oorgang, in die overlap tussen hierdie twee bedelings, tussen hierdie twee koninkryke. En dit is wat Jesus hierso sê. Kyk saam met my daar in die teksgedeelte vers 23. Daar gaan 'n tyd kom, sê Jesus, wanneer sy disippels gaan uitsien na nog 'n dag van die seun van die mens, hierdie volle realisering van die koninkryk van God. Maar dit is nie nou reeds hemel op aarde nie. Hulle is in die koninkryk, maar hulle is nog steeds in hierdie wêreld. Dis nie nou hemel op aarde nie. Nee, kyk daarso vers 25. Eers moet die seun van die mens, dis nou natuurlik in Jesus se tyd, eers moet die seun van die mens baie lyding verduur. Hy moet deur hierdie geslag verwerp word, en per implikasie is dit eintlik wat Jesus daarmee sê, so vir hom, so ook vir sy volgelinge. Sy volgelinge wat nou reeds in die koninkryk van God is, wat nou ook in hierdie koninkryk van hierdie wêreld ook is ook 'n mense wat nou in 'n gebroke wêreld nog steeds is, en 'n mense wat in 'n goddelose, aanvallige wêreld nog steeds is. Jesus se disippels nou, ek en jy nou is 'n mense wat in die hier en nou ken ons vervolging, ons ken verdrukking, ons ken verwerping, ons ken versoeking, en ons ken verlies. En hier is die waarskuwing vir mense soos ek en jy, gelowiges wat in die koninkryk is, maar ook tergelykertyd in die koninkryk van die wêreld is, waar hierdie shots links en regs heeltyd om en in ons aan die skiet is. Hierdie is die waarskuwing. Jesus sê vir sy volgelinge, nie al sy volgelinge in hierdie wêreld gaan die stryd weerstaan nie. Party gaan, kyk na vers 32. Party gaan soos Lot se vrou opeindig. Party gaan in die spanning daarvan, in die stryd, gaan hulle die geloofshanddoek ingooi. Hulle gaan hulle rug draai op die koninkryk van God
en hulle gaan sê, dis net te hard, dis net te moeilik, en hulle gaan die koninkryk van die wêreld kies, in steede van die koninkryk van God. En die vraag dan, vir jou en vir my is, wat gaan Jesus se volgelinge in hierdie gevaarlike, oorvleelende tyd waarin ons osself bevind, wat gaan ons staande laat bly? Wat gaan maak dat ek en jy nie soos Lot se vrou opeindig nie? Die antwoord is Lukas 18 vers 1, gebed. Gebed is die ding wat ons staande gaan hou te midde van die stryd tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld waarin ons ter gelykertyd onsself bevind. Dit, vriende, is die oogmerk van Jesus se gelykenis, en so Jesus wil vir ons sy disippels aanspoor om op hierdie manier die geestelike stryd te voer, en dit is vir jou en vir my om 'n biddende mense te wees, om te volhard in gebed, selfs en juis wanneer dit vir ons voel dat God stil is. As dit vir jou voel asof God stil is en jy sukkel om te bid, is die grootste en belangrikste ding wat ek en jy moet doen, is ons moet 'n biddende mense wees. En om ons aan te spoor toe dit, is daar 2 waarhede in die res van die gedeelte Lukas 18 vers 1 tot 8, of 2 tot 8, is daar 2 waarhede wat Jesus vir jou en vir my voor oë wil hou, wat ons sal aanspoor om te volhard in gebed. Kyk saam met my, hier is die eerste waarheid, julle sal dit ook op die skerm sien. Jesus sê vir jou en vir my vanoggend, gelowige volgeling van my, volhard in gebed, eerstens deur te onthou wie God is. Volhard in gebed deur te onthou wie God is, vers 7 en vers 8. So tel weer die teksgedeelte op. Kom ons kyk gevinnig daarna Jesus se storie. Die storie wat Jesus hier vertel, vriende, is 'n baie kort storie. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige storie, en die storie is eenvoudig want ons net 2 karakters in die storie. En Jesus baie duidelik in die minste van woorde vertel vir ons en beskryf aan ons hierdie 2 karakters. Kyk sommer daar in vers 2. Eerstens is daar hierdie regter in 'n sekere bepaalde stad, sê Jesus. En uit die staanspoor uit wil Jesus hê dat ek en jy moet verstaan dat hierdie regter is 'n goddelose mens. Okay, jy moet dit nie mis nie. Jesus sê vir ons daar, hierdie ou het geen ontzag vir God nie, hy steur hom nie aan mense nie, hy's 'n skirminkel van 'n regter. Hy is sommer 'n slegte ou, hy's so tipies soos die regters en die leiers van baie kere van hierdie wêreld wat ek en jy so goed ken. En dan is daar die tweede karakter in Jesus se kort storie. Kyk ons sommer in vers 13, daar's ook 'n weduwee in die einste stad. Nou, Jesus vertel vir ons nie te veel van hierdie weduwee nie. Al wat ek en jy weet, is dat daar's een of ander onreg wat teen haar gepleeg was. So daar's een of ander injustice wat sy ondergaan het, en dis baie duidelik in die storie wat ons tussen die lyne lees, sy is diep behoeftig. En dit dan, hierdie 2 karakters, gee dan vir jou en vir my die dubbele krisis, wat as dit ware die spanning in die storie by ons te behoort op te bring. Jy sien, hierdie weduwee is per definisie heel onder op die sosiale leer van die samelewing. In daardie tyd veral het vrouens bitter min regte gehad. En sy het nie eers 'n man wat vir haar kan opstaan of wat vir haar te kan beklei nie. En so hier is sy in haar nood, niemand kan haar help nie, sy kan nie haarself help nie, sy is totaal en al behoeftig, en die een persoon in haar hele wêreldjie wat 'n verskil kan maak, is hierdie skerminkel van 'n dodgy ou, wat nie 'n saak het met haar of om die regte ding te doen nie. En so dit lyk so totaal en alle hopelose situasie, en die vraag vir jou en vir my behoort te wees, is dit moontlik dat daar 'n happy ending tot hierdie hartseer storie kan wees? Dit lyk nie so nie. Is daar 'n manier wat daar 'n oplossing kan wees? En die antwoord is ja. Wat is dit wat die storie 'n goeie einde gee? En hier is die Engelse titel vir die gelykenis so behulpsaam. Dit is hierdie vrou se persistence. Dit is die feit dat sy aanhou en aanhou en aanhou uitroep. Jesus vertel hoe hierdie weduwee dag in en dag uit na hierdie regter toe gekom het, en sy het na hierdie regter toe gekom en hom gesoebat, en sy het hom gesmeek, sal jy asseblief vir my reg laat geskied? Jesus sê daar, kyk in vers 4, dat 'n tyd lank, vir 'n lang tyd het sy gekom na hierdie regter toe,
en hy het net nie gesteer aan haar nie, hy het net totaal en al ignoreer, hy wou nou eers aangehoor het nie, maar sy het so aan hom gekarring, sy het so aan hom gebly, Hanna, dat hy op 'n stadium vir homself gesê het, honestly, as ek nie net vir hierdie vrou gaan gee wat sy wil hê nie, gaan sy my ore van my kop afpraat. Hy sê daarso, effektiewelik sê hy daarso, as hy daai woord gebruik van, sy gaan my aanhou tuister, die woord daar in die oorspronklike taal, sy gaan vir my 'n blou oog gee. Dit is wat dit eintlik sê. Met ander woorde, hierdie vrou is besig om hom te harass. Okay? Sy's besig om net aan te hou en aan te hou en aan te hou. En hoor wat sê Jesus, is die punt van hierdie klein, redelike bizarre storie van hom. Kyk op vers 6 en 8. Jesus sê vir jou en vir my, luister na wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie, sal hy hulle lank laat wag. Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Okay, so hier is die punt. Hoor mooi, as dit vir jou de mekaar is nog, die logika van Jesus se gelykenis is wat jy noem 'n hoeveel te meer gelykenis. Okay, hier is 'n hoeveel te meer gelykenis. Kyk saam met daar in vers 7 na die woordjie uitverkorenes. Ek dink meeste van ons, as ons die woord uitverkorene hoor of in Engels die woord elect of election, dan is dit vir ons so 'n bietjie van 'n koue teologiese woord wat al die verkeerde idees by ons baie kere opbring. Nou weer eens, as ons die tyd gehad het, sou ek graag vir ons wou wys, en dit is treffend, gaan doen dit as 'n Bybelstudie in die volgende week. Gaan kyk elke keer in die Ou en in die Nuwe Testament waar ons die woord elect of uitverkore of God wat 'n mense kies sien. Elke keer, amper elke keer. In dieselfde sin is dit duidelik dat dit verwys na God se liefde. Dit verwys na die feit dat God hierdie mense so kosbaar ag. Dit is soos 'n man wat wanneer hy lief is vir 'n vrou sê, hy kies om in 'n verbondsverhouding met haar te wees. Dis die idee van om God se uitverkorenes te wees. Om God se uitverkorenes te wees is net 'n ander manier om te sê God se geliefdes. En dit is dan die punt, hoor mooi, dit is die punt van die gelykenis. Wat Jesus deur hierdie storie vir jou en vir my vertel vandag, vriende, is dat as hierdie goddelose regter, hierdie liefdebankrot weduwee se aanhoudende smeekgebede of smeekinge aangehoor het, hoeveel te meer sal God dan, die God wat presies die teenoorgestelde is, as daardie terrible regter, hy is 'n goeie regter, hy's 'n regter vol van geregtigheid, hy's 'n regter wat geduld het, hy's 'n regter wat genade betoon, hoeveel te meer sal hy nie dan die smeekgebede aanhoor van sy geliefdes nie, hulle wat soveel meer as hierdie vrou in die storie is, hulle is sy kosbare kinders, hulle is sy mense, hy's lief vir hulle, hoeveel te meer sal hy nie hulle gebede aanhoor nie. En vriende, ek en jy het nodig om hierdie waarheid te hoor en jy moet fight vir jou hart om dit te glo, want ek dink nie dit kom vir ons natuurlik om hierdie eenvoudige waarhede te glo, en hierdie is die moeilike ding dink ek vir ons, met ons koppe. As ek vandag hier sou sê, God is goed, God is 'n God van geregtigheid, God is 'n God wat vir ons lief is, God is 'n God wat jou en my uit ons benarigheid kan help. Gaan almal wat Christene sê, ja, of course yes. Maar ons moet kry dat dit van ons kop af en ons harte kom, en dit is wat Jesus deur die storie wil hê ek en jy moet doen. En so ek vra jou weer, soos ek in die begin gevra het, vriendin, het jy nodig om vandag hierdie met jou hart te kies om dit te glo? Sit jy vandag hier en daar is worstelinge in jou lewe, daar's moeilike situasie, of dit nou vanaf siektes is, na sonde, foute wat jy begaan het, of net die gebrokenheid van die wêreld, of ander mense se foute aan jou, maar as jy in daai plek waar jy sukkel, en jy's iemand wat uitroep na God, en dit voel vir jou, asof God stil is jy iemand wat wanneer jy bid, dan voel dit vir jou, asof jy net teen die ceiling vasbid, jy bid, en jy vra vir God, dit lyk nie vir jou asof hy iets doen nie, en so dit voel vir jou, of hy jou nie hoor nie, of dalk slegter voel dit dalk vir jou, asof God dalk net nie omgee nie, of dalk selfs erger is dit, begin jy wonder, dalk
is God net nie daar nie. Dalk is die rede hoekom dit so stil is want God is bloot eenvoudig net nie daar nie. Vriendin, is dit moontlik jy? Is jy iemand wat op 'n stadium in gebed, in jou pyn en jou seer na God toe gekom het? En jy het op 'n stadium vol hoop gekom en jy het gebid tot God met volle hoop dat hierdie God gaan jou aanhoor en hy het jou nie aangehoor op die manier wat jy gehoop het of op die tyd wat jy gehoop het nie. En jou hoop is besig of jou hoop het oorgegaan in 'n angs in. En daai angs wat jy begin beleef het oorgegaan in 'n tipe van 'n frustrasie in. En daai frustrasie wat jy in die stilte ervaar het begin oorgaan in 'n tipe van 'n woede teenoor God in. En dalk is jy al op daai punt waar die woede teenoor God, jy's nie eers meer kwaad nie. Jy's net eintlik totaal en al mismoedig. En jy's baie naby aan die punt van ongeloof. Is dit moontlik jy? As dit jy is, gelowige, eerste ding vir jou en vir my vandag om te verstaan is, besef dit, jy is nie alleen nie. Dis die wonderlike ding van die psalms. Dit is nog altyd God se mense, die kinders van hom wat getrou is aan hom, se ervaring dat in die midde van hulle pyn en seer, hulle baie kere voel, asof hulle net die stilte van God ontvang. Jy's nie alleen nie. Besef dit dat jou ervaring is die normale ervaring van God se kinders. Daar's niks fout met jou nie. Die fout lê eerder by jou en my verkeerde verwagtinge. Omdat ons heeltemal onderskat hoe intens en hoe moeilik en baie keer hoe lank die geestelike stryd duur hier in hierdie overlap tussen die twee koninkryke. Ons grootste probleem is nie noodwendig of as iets fout met God of iets met my nie, maar dit is ons heeltemal ons verwagting van eintlik hoe ernstig die stryd en hoe intens die stryd behoort te wees. En so kan ek jou aanspoor, kan Jesus jou aanspoor vandag met die woorde van Lukas 18 vers 1. Jesus sê vir jou vandag as dit jy is, gelowige, moenie moed verloor nie, volhard in gebed, juis in die stilte, en hierdie is hoe ek en jy gaan volhard, ons volhard deur te onthou wie God is, en per implikasie om te onthou wie ek en jy in verhouding met God is. En so kan ek 'n beroep op jou doen. Gelowige soos jy hierso sit, onthou in die eerste plek wie God is. God is 'n goeie regter. Glo dit nie met jou kop nie, glo dit met jou hart. God kan nie anderste as om reg en geregtigheid te laat geskied nie. Dit is wie hy is, dit is deel van in sy wese van wie hy is. Vriende, alles in hierdie wêreld wat gebreek is, hy is die tipe van God, alles wat gebreek is, sal hy heel maak. Alles wat siek is, sal hy uiteindelik genees. Alles wat gekrekel is, gaan hy uitstryk. Alles wat gebuig is, gaan hy éventueel reguit maak. Dit is die tipe van God wie hy is. Ek en jy het nodig om te wag op hom, soos wat hy dit stadig maar seker dalk nou mag doen, maar verseker dit ten volle sal doen, wanneer sy koninkryk uiteindelik gaan realiseer. En hier moet ek en jy vir Jesus glo. Ons wat sê dat ons hom volg. Jesus sê dit is spoedig. Dit is spoedig, dit is vinnig wat dit gaan gebeur. Dit voel dalk nie vir jou en vir my. 'n jaar of 10 jaar of 40 jaar van uitroep voel vir jou en vir my nie spoedig nie, maar vriende, gemeet teen die ewige koninkryk wat kom vir alle ewigheid, is hierdie baie millimeter klein tydperk waar die koninkryk van God met die koninkryk van die wêreld nou overlap, is dit baie kort. Dis baie, baie kort. Moenie handdoek ingooi nie, sê Jesus vir jou vandag. Volhard in gebed, jy is amper daar. Hou aan, hou aan. Maar onthou ook, vriendin, dat ek en jy is God se geliefde. Ons is God se uitverkore kinders. Ek en jy is God se hart se punt. Ons is die appel van sy oog. Ons is sy mense, en as jy dit betwyfel, is dit presies daai woorde wat ons vroeër vandag gesing het. As jy vir 'n oomblik dink, nee, ek weet nie of God vir my lief is nie, ek weet nie of ek sy geliefde is nie. Haal dan jou oë van jou omstandighede af. Dis een van die grootste foute wat ons maak.
Ons meet God se liefde aan ons op grond van ons omstandighede. Haal jou oë van jou omstandighede af. Haal jou oë van jouself af en kyk na Jesus. Kyk na Jesus, hy is die bewys dat ek en jy God se geliefdes is. Hy is die bewys dat God het sy seun gegee vir ons. En op daai kruis is Jesus juist die een, of op die kruis is die plek waar God tergelykertyd wys dat hy 'n God is, wat reg en geregtigheid sal laat geskied, soos wat hy sonde oordeel op die kruis in sy seun, en tergelykertyd is dit sy bewys, sy uitroep aan jou en my, dat hy vir ons lief is. Kyk na Jesus, kyk na sy kruis, onthou wie God is, onthou dat jy is sy geliefde, en rus dan daadwerklik daarin. Prakties gesproke, vriende, kan ek jou aanspoor, hierdie is hoekom die Onse Vader begin soos wat die Onse Vader begin. Weet nie of jy dit besef nie. Die Onse Vader, die gebed wat Jesus vir jou en vir my sê om te bid, soos wat ons aanhou bid, begin deur ek en jy wat eers stop en onthou wie God is en wie ons in verhouding met hom is. So kan ek jou aanspoor elke liewe dag voor jy bid, soos wat jy sit in die midde van jou moeilike omstandighede en jy hoor stilte. Embrace die stilte en dan onthou jy het 'n Vader. Jy het 'n Vader wat deur sy seun jou reeds aangeneem het. Hy is vir jou, hy is lief vir jou en die kruisdood van Jesus is die bevestiging van ek het 'n Vader, ek het 'n Vader. En onthou dat jou Vader is in die hemele. Hy sit op die troon, die regter sit op die regtersbank. Alles is in beheer, hy het jou en reg en geregtigheid gaan geskied. Gebed begin, sê Jesus, vir jou en vir my elke keer om te stop en te onthou wie is God en wie is ons in verhouding met hom. Hy is die regter, ons is sy geliefdes. Hier is die tweede manier wat Jesus ons wil aanspoor, vriende, om te volhard in gebed. Ons kom by die laaste gedeelte van daai sinsdeel in vers 8. Die tweede rede of die tweede aansporing tot volharding in gebed is dit. Jesus sê vir ons volhard in gebed deur te onthou wat gebed is. So eerstens volhard in gebed deur te onthou wie God is, maar tweedens volhard in gebed deur te onthou wat gebed is. So kyk na daai laaste sinsdeel. Jesus sê, einde vers 8, die vraag is net, sal die seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Nou ek en jy lees, ek weet nie van jou nie, ek lees dit en dink ek, dit voel net vir my al so aangeplak. Dit het net geen, daar's net geen link met hierdie laaste sinnetjie en dit wat Jesus nou net gesê het nie. Behalwe as jy dit in sy konteks lees. Behalwe as jy daai laaste sinnetjie lees in die lig van wat Jesus gesê het in Lukas 17 vers 20 tot die einde van Lukas 17, want daar het Jesus 4 keer verwys na die seun van die mens. En so kom ons verfris onsself net weer hier oor die konteks. Kyk weer daar saam met my na Lukas 17 vers 22. Jesus sê dan in Lukas 17 vers 22 en vers 24 dat hy gaan eendag terugkom as die seun van die mens. Nou die seun van die mens kom uit die boek Daniël uit. Dit verwys na wanneer God se ewige koning gaan kom en Jesus herinner almal van ons en hy sê daag en 'n dag wees wanneer hy vir 'n tweede keer gaan kom, die koning van die koninkryk, gaan vir alle ewigheid gaan hy sy koninkryk inbring. En daardie dag gaan soos weerligstrale onverwags wees. Dit gaan 'n goeie dag wees. Dit gaan goeie nuus wees vir Jesus se mense, maar dit gaan slegte nuus wees vir ander. Dit is goeie nuus vir die mense wat deel is van die koninkryk van God, maar die wat op daardie stadium nie binne die koninkryk van God is nie, is dit voor slegte nuus. Dit gaan wees, kyk op vers 26 en 27, soos in die dae van Noag. Dit gaan wees soos in die dae van Lot. Met ander woorde, mense gaan net aan met business as usual. Hulle eet, hulle drink, hulle trou, hulle werk, hulle gaan aan met hulle gewone lewens en dan, bang. Dan gaan die seun van die mens, gaan hy verskyn, hy gaan geopenbaar word en, sê Jesus, gaan die koring van die kaf geskei word op daardie dag. Kyk vers 34 en 35. Daar gaan op daardie dag onderskeid getref word tussen die burgers van die koninkryk van die wêreld en die burgers van die koninkryk van God, selfs binne in 'n huwelik.
Sien jy hoe Jesus dit sê? In dieselfde bed, die man en die vrou. Een gaan gehaal word en een gaan agtergelaat word en een gaan saamgeneem word. Selfs by die werk. Die een nou wat hierso sit by die tafel gaan saamgeneem word, een gaan agtergelaat word. Die vraag is dan, op grond waarvan, wat is die kriteria, wat is die ding op grond waarvan gaan party geoordeel word op daardie dag en ander die oordeel vryspring? Jesus gee vir ons die antwoord. En ek dink een van die skerrieste verse in die hele Bybel. Kyk vers 37. Waar die karkas lê, daar sal die aasvoëls ook versamel. Met ander woorde, hoor mooi wat Jesus sê, die wat geestelik dood is, wat geen geestelike lewensasem het nie, sal onder die oordeel van God val. En dit is dan die logika wat Lukas 18 vers 1 met 18 vers 8 verbind. Jesus roep sy volgelinge om te volhard in gebed. Hoor mooi, vriende, want gebed is geloof. Dit is wat gebed is. Gebed is geloof wat gesien word. Gebed is geloof wat gehoor word. Gebed is geloof wat uitgeleef word. Juis vir mense wat in die midde van hierdie moeilike wêreld in die spervuur tussen hierdie twee koninkryke hulle self bevind. Dink saam met my aan jou eie asemhaling. Dink aan jou asemhaling. As ek vir jou moet vra vandag hierso, wat is die verwantskap tussen jou asemhaling en jou lewe? Dan sal jy my antwoord en jy sal vir my sê, Poen, my asemhaling is beide die bron van my lewe. As ek nie asemhaal nie, sterf ek. Die asemhaling is beide die bron van my lewe en dit is ook die bewys van my lewe. Ek het 'n pols, ek lewe nog. En so, vriendin, is die verwantskap tussen gebed en geloof. Gebed is daardie lewensasem wat beide die bron as ook die bewys van 'n lewende geloof is. So hoor asseblief tog mooi, my intensie is nie vandag om ons almal op 'n guilt-trip te sit nie. Die realiteit is dat elkeen van ons, almal van ons, daar's nie een van ons in hierdie vertrek en nie een gelowige op aarde wat nie meer kan bid, nie kan groei in ons gebed saam met God nie. Die idee is nie om net op 'n boksie tik werksgodsdiens manier nou ewe skielik te probeer shape en te bid sodat jy weet 'n geestelike pols kan fake nie. Dit is nie die punt nie. Jesus se punt is eerder dit. Hoor weer eens vriende, soos wanneer jy in 'n hospitaal is. Kom ons sê jy sit in die hospitaal en jy's juist daar want jy sukkel met jou gesondheid. Wat sê die dokter vir jou? Wel, hy gaan teen vir jou baie dinge sê, maar die een ding wat die dokter vir jou gaan sê is hy gaan sê haal diep asem. Haal diep asem en hou aan om diep asem te haal. So vriende is Jesus in hierdie gelykenis besig om vir jou en vir my te sê, brose gelowige, siek gelowige, jy's hier in die uur van jou nood. Jy's nou wanneer dit vir jou voel dat jy wil ophou asemhaal, jy wil ophou bid, soos wat jou geloof wegkwyn, jy's nou, Jesus sê vir jou, haal asem, hou aan met asemhaal, hou aan volhard in gebed. Dit is die God gegewe manier wat jou geloof nie wegkwyn nie. Dit is die God gegewe manier wat jy gaan aanhou om asem te haal. En sê Jesus, wanneer ek eendag terugkom om geloof te identifiseer, gaan ek die gelowiges identifiseer, baie eenvoudig, as die biddendes. Die wat aangehou het, asem gehaal het, geestelik gesproke, want, Lukas 17 vers 22, want, sien jy daarso, 17 vers 22, die ware gelowiges sal deurgangs die seun van die mens se wederkoms begeer.
Hulle begeer dit, want hulle het nuwe lewe in hulle. En so hulle is 'n mens, soos nou net gebid het, wat nie anders te kan nie. Hulle sê, kom Here Jesus, kom Here Jesus, kom. En so ek sluit hiermee af. Vriende, Jesus roep elkeen van ons vandag. Jesus roep jou en Jesus roep vir my. Hy roep vir ons as 'n gemeente om te volhard in gebed. Jesus spoor ons aan om te volhard in gebed en hy sê volhard in gebed eerstens, soos wat jy onthou wie God is. Hy is die regter en hy is jou liefdevolle Vader. Jesus sê volhard in gebed, soos wat jy onthou dat gebed is beide die bron en dit is die bewys van jou en my geloof. Maar vriende, daar's 'n verdere rede hoekom ek en jy aangespoor kan wees om te volhard in gebed. En dit is dat die einste Jesus wat jou en my roep om aan te hou te bid, daardie einste Jesus het daai einste geloofspad gestap. Dit wat dit beteken om 'n volgeling te wees. Ons volg hierdie Jesus op die pad wat hy gestap het. En net na Lukas 18, gaan hierdie Jesus nou in Jerusalem instap. En dan net na 'n paar dae in Jerusalem, gaan hy die aand voor sy kruisiging, in sy donker uur, gaan hy in die tuin van Getsemane wees. En hy gaan totaal God verlate voel, en Jesus het volhard in gebed. En hy het deur sy gebed gekom, selfs tot die kruis. En daar op die kruis het Jesus wat uitgeroep, hy het gesê, die woorde van Psalm 22 vers 2, het gesê, my God, waarom het U my verlaat? Kyk gou saam op die skerm, ons lees baie keer nooit verby daai versie, Psalm 22 vers 22, dit is nog steeds deel van dieselfde vers, Psalm 22 vers 2 en 3, hierdie is wat Jesus as dit ware uitroep op die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar is geen rus vir my nie. Vriende, hoor mooi, hierdie is die rede hoekom ek en jy te midde van die stilte van God kan volhard in gebed, want Jesus is, soos Hebreërs 12 dit sê, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Jesus is die een wat voor ons, en Jesus is die een wat namens ons, die stilte van God op die kruis beleef het, sodat ek en jy vir alle ewigheid nie die stilte van God, die ewige stilte van God, hoef te ervaar nie. En vriende, so seker soos wat God uiteindelik vir Jesus aangehoor het, en God het sy seun aangehoor en hom uit die dood uit opgewek, so seker kan ek en jy wees, dat nou hier in ons uur van nood, soos wat ons aanhou uitroep, net soos vir Jesus, so vir jou en vir my, God sal ons aanhoor, ons sal in die koninkryk eendag wees, geen meer trane, geen meer pyn, nuwe hemel en nuwe aarde, vir alle ewigheid. Prys die Here daarvoor, kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U loof en prys. Ons wil U loof en prys, Here, dat U nooit, maar nooit ons nie hoor nie. En ons wil U loof en prys dat U ons in U seun reeds geantwoord het. En ons sien uit na die dag waar U volle antwoord ten volle sal realiseer. En so Vader, ons kyk na Jesus, ons kyk na hom en ons rus in hom, soos wat ons hom volg. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.